Goeiemôre. Dit is Johan Spies hier en ons gaan voort met ons reeks oor die Omega leer. Kom ons sluit net eers die oë. Hemelvader, dankie dat ons vanoggend U naam kan aanroep. O Here, baie dankie vir U woord waaruit ons kan leer. Ons vra U om vanoggend U woord aan ons te openbaar. Leer U vir ons wat die boodskap daarin is. En Here, gee dat elkeen van ons U sal hoor dat ons sal luister na dit wat U sê, dat ons sal doen dit wat U sê. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ons kom vanoggend by die laaste gedeelte van die verdrukking wat gaan bestaan, en dit gaan oor die val van Babylon. En ons kry dit in twee verskillende hoofstukke, in Openbaring 17 en 18. En as ons mooi kyk na Openbaring 17 en 18, is dit eintlik twee verskillende dinge wat daar vir ons beskryf word, maar dit is albei dinge wat teen die einde van die tyd gaan gebeur. In Openbaring word vir ons beskryf van die geheimsinnige Babylon, wat gaan oor die vals godsdiens wat daar in die eindtyd gaan wees. En Openbaring 18 gaan dan oor die regeringsstelsel van daardie tyd, wat in duie gaan stort. So die een is as ons dit so kan stel, 'n geestelike verval, en dan is die volgende hoofstuk die fisiese verval wat gaan plaasvind. So kom ons begin met die geestelike verval. Openbaring 17 lees ons die eerste 3 verse. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en het my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op baie water sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in sy gees weggevoer na 'n woestyn. En ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met 7 koppe en 10 horings. Hier word verskriklik baie van beeldspraak gebruik gemaak, en ek sal binnekort vir u verduidelik wat hierdie beeldspraak is wat hier gebruik word. Eerstens, net as ons hierso kyk, dan kry ons baie verwysings na die Ou Testament. Ons sien byvoorbeeld dat die profeet Hosea met 'n straatvrou, met 'n hoer moes trou, om die verband tussen God en sy volk Israel aan te toon. Soos die straatvrou rondgeloop het en by ander mans geslaap het, so het Israel ook wegbeweeg van God af en ander godsdienste aangekleef. En dit geld nie net vir Israel nie, dit geld ook vir ons. Hoeveel valsheid is daar nie in ons godsdiens, en hoeveel valse dinge is daar nie wat ons in ons godsdiens aanvaar nie. Daarom lees ons hier dat die konings van die aarde het met haar gehoereer, met ander woorde die wêreldleiers, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. As ons om ons kyk, wat gebeur in die kerke? Is dit waarlik die woord van God wat bedien word in die kerke, en steur die mensdom hulle aan die woord van God, of is die mensdom verlei en hang ander dinge aan as die woord van God? Johannes word hier in sy gees weggevoer na 'n woestyn, en dan sien hy 'n vrou sit op 'n skarlakenrooi dier, en hierdie skarlakenrooi was gewoonlik 'n teken van dit wat verkeerd is. En dit word hier beklemtoon, vol godslasterlike name, met ander woorde alles is teen God, met 7 koppe en 10 horings. 7 dui op volmaaktheid, maar is hierdie volmaak? Ons sal sien dat dit nie is nie. Die 7 koppe word baie verskillend geïnterpreteer. Veral jou ouer kommentare dink dat hier na Rome verwys word, omdat Rome blykbaar ook op 7 koppe gebou is. Wat presies hier aangaan, is iets wat ons gaan weet aan die einde van tyd. Ons kan nie nou met 100% sekerheid sê nie.
Ons sien 10 horings. Met ander woorde, dit dui op koninkryke. So daar gaan 10 koninkryke wees wat betrokke is hierby. Maar kom ons gaan verder na die verwysing na die Ou Testament. As ons kyk in die boek Spreuke, dan het Salomo geskryf oor 'n baie slegte vrou. Ek gaan nie die hele stuk voorlees nie, ek gaan kortliks vir u vertel. Jy het 'n jong man hier, en hy word hier beskryf as 'n verstandlose jong man, wat 'n straatvrou raak sien. Maar die vrou is lustig in haar hart, en nou kom sy, en sy probeer hom verlei. En in die manier wat sy hom verlei, probeer sy voorgee dat sy die goeie goed doen. Ek het dit vir u hier in vetletters gedruk. Ek moes dankoffers bring, sê sy. Met ander woorde, sy gee voor dat sy goed is, want sy bring hierdie dankoffer. Vandag het ek my geloftes betaal. Sy's goed, sy doen dit wat sy moet doen vir God. Maar nou voeg sy by, daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. Sy gaan verder en sy verduidelik hoe sy die hele plek opgekikker het vir hom. Ek het my bed met dekens opgemaak met bondsprye van Egiptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, aloe en kaneel. Kom, laat ons dronk word van die liefde tot die môre. Met ander woorde, sy wil hierdie man verlei. Sy bied haarself aan as die goeie mens, sy hou haar voor as die goeie mens, want sy het die dankoffer gebring, sy het haar geloftes betaal. Sy het als reg gemaak vir hierdie, kom jy net, en dan kan jy met my deel in hierdie goeie. Dit is die boodskap wat by die man uitkom. Nou gaan sy verder en sy vertel eintlik hoe ver sy wegbreek van die waarheid af. Sy sê, want die man is nie tuis nie, hy het ver weggegaan op 'n reis, en die geldbeurs het hy met hom saamgeneem. Teen die dag van volmaan sal hy eers tuis kom. Met ander woorde, my man is nie daar om ons te hinder nie, ons kan doen net wat ons wil. En dan staan hier die woorde, sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. En dit is wat ons tans ook ondervind. Dit is iets waarteen ek verskriklik praat, waar ek baie wys, dat in hoeveel kerke word daar 'n verkeerde boodskap uitgespreek. En hierdie verkeerde boodskap verlei mense om dit te volg. Dit klink so goed, daar is 'n sweempie van die waarheid by. Moes dankoffers bring en geloftes betaal. Maar dan vertel het hoe goed dit vir jou is. Jou voorspoedsteologie. Ek het hierdie mooi bed vir jou opgemaak, ek het spesiaal die bed bedek met Egiptiese linne. Maar kom ons doen wat ons wil doen. Hy loop agter haar aan soos 'n bees wat na die slagpaal gaan, en soos voetboeie wat dien tot tugtiging van die sot, totdat die pyl sy lewer split, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. En dit is wat ons ondervind. Die mense gaan na die kerk, maar hulle hoor nie waarlik die woord van God in die kerk nie. Hulle dink dit is goed, omdat hulle ore gestreel word deur dit wat hulle hoor. Hulle dink alles wat daar plaasvind is reg, want dit is 'n kerk, dit is 'n predikant, dit is 'n pastoor wat my hierdie dinge vertel. Maar hulle besef nie dat hierdie persoon het reeds weggedwaal van God en is besig om hulle te verlei nie. En ongelukkig is dit nie beperk tot een kerk nie. Ek dink nie daar is 'n denominasie waar dit nie voorkom, waar sommige van die predikers nie verkeerde boodskappe bring nie. En daarom moet daar gewaak word teen hierdie valse leerstellings wat verkondig word. En daarom moet jy voortdurend luister, jy moet wees soos die gemeente van Berea. Terwyl Paulus vir hulle gepreek het, het hulle in die Ou Testamentiese rolle nagegaan of dit wat hy sê die waarheid is of nie. Ek en jy moet ons Bybels ken, ons moet voortdurend waak dat ons nie verlei word deur hierdie verkeerde boodskap nie. Want hier in Openbaring 17
sien ons hoe dit lyk as jy verlei word deur hierdie vals boodskap. Ons gaan binnekort lees die gedeelte van vers 4 tot 7, maar ons sien 'n opsomming daarvan hier aan die linkerkant. Ons sien die vrou, sy's in skarlakenrooi gekleed, daar's net 'n glinstering daarvan. Sy het 'n goue beker in die hand. Sy sit op hierdie dier met die 7 koppe en die 10 horings. As ons dan lees Openbaring 17 vers 4 van vers 4 af. En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels. En sy het in haar hand die goue beker gehad. Die goue beker laat ons onmiddellik dink aan nagmaal, die fees van die Here, die fees wat ons saam met hom moet voer. Maar is dit werklik die beker van God wat sy het? Ons lees verder hier in Openbaring oor hierdie, sy het die goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery, en op haar voorkop was 'n naam geskrywe, Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Met ander woorde, sy kom voor as die goeie een. Sy het selfs hierdie teken wat ons so goed ken in die kerk, die beker, die goue beker wat gevul moet wees met die wyn wat die bloed van Christus verteenwoordig. Maar haar beker is nie gevul met die wyn wat Christus moet uitbeeld nie. Hare is gevul met gruwels. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus. Met ander woorde, haar beker is gevul met hierdie bloed. En dis die bloed van mense wat in Jesus Christus glo, mense wat op die regte pad is, wat gesterf het omdat hulle haar volg. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Toe sê die engel vir my, waarom het jy jou verwonder? Ek sal jou die verborgenheid van die vrou vertel, en van die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Met ander woorde, Johannes sien hierdie goed en hy staan verstom voor dit wat hy sien. In die tyd waarin Johannes geleef het, 95 na Christus, was daar afgode, afbeeldinge, wat gevolg is, wat heeltemal 'n verkeerde ding dra. Maar sy verwondering is, omdat daar in die eindtyd, dat dit lyk na die kerk, maar dat dit nie die kerk is nie, dat dit 'n vals boodskap is wat gebring word. In Johannes se tyd was dit maklik om te onderskei tussen dit wat reg is en dit wat verkeerd is. In die eindtyd raak dit al hoe moeiliker om tussen reg en verkeerd te onderskei, omdat dit die kerk is wat dinge wat reg is verkeerd noem, en dinge wat verkeerd is reg noem, en die mense dwaal agter hierdie dwaalleringe aan, en word verlei om weg te beweeg van die ware woord van God af. Ons gaan voort met Openbaring 17 van vers 8 af. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. Met ander woorde, hierdie dier gaan op 'n stadium in die bodemlose put wees. Ons het reeds gesien dat dit die Antichrist is. En ons gaan in Openbaring 20 sien dat hy in die hel beland. En die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien, wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Die boek van die lewe is die boek waarin geskryf word diegene wat leef. En dan is daar 'n ander boek, die boek van die boek van die lewe van die lam. Daarin is die name geskryf van almal wat hemel toe gaan. So ons moet net 'n onderskeid tref tussen die boeke. Maar hier is die gedeelte wat ons ook nie 100% verstaan nie, hierdie van wat was, wat is en wat sal wees. Met ander woorde,
dit is dui op verskillende tye. Hier kom die verstand wat wysheid het te pas. Die 7 koppe is 7 berge waar die vrou op sit. Ek het net nou vir u genoem dat Rome so is en jou vroeëre kommentare het aanvaar dat die Romeinse kerk die vals kerk is waar hierdie dinge voorkom. Maar hierdie koppe is ook 7 konings. 5 van die konings het geval en daar het een geheers op daardie tyd. Toe Johannes hierdie dinge geskryf het, het die Romeinse keiser was nog in beheer gewees, so dit is die een wat is. 5 het reeds geval voor hom. Die ander een het nog nie gekom nie en wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. Met ander woorde, daar gaan iemand kom wat net vir 'n kort tydjie daar gaan wees. En die dier wat was en nie, is self ook die 8ste. En hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. Die afleiding wat ons hieruit kan maak, hy gaan 'n kort rukkie bly. Met ander woorde, hy gaan vir 7 jaar hier wees. Dit dui weer eens vir ons op die Antichrist. Maar kom ons lees mooi, daar het 5 geval en 1 is, so dis die 6ste, en nou die 7de een, die ander een het nog nie gekom nie, en wanneer hy kom, moet hy 'n kort rukkie bly. En die dier wat was en nie, is self ook die 8ste, en hy behoort by die 7. Die idee wat ek hieruit kry, en hieroor is daar verskille, so moenie net aanvaar dit wat ek sê nie, maar net om dit logies te kry, is dat hier ook verwys word na die een wat in beheer is van die Antichrist, met ander woorde na die duiwel. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank saam met die dier. Op verskillende plekke in die Ou Testament dui dit vir ons daarop dat daar 10 konings aangewys gaan word wat oor 10 dele van die wêreld regeer. En hieroor is daar ook 'n verskil. Party sê is 10 dele van die wêreld, party sê dit is 10 dele van die ou Romeinse ryk. In Daniël lees ons dan dat 3 van hierdie konings gaan uitgedruk word deur 'n nuwe horing wat gaan begin groei, die Antichrist, en dat die Antichrist die 3 horings gaan vernietig, sodat daar in totaal dan eintlik 8 horings is. Dit was 10, 3 is vernietig, dit is 7, maar 1 kom by, dit is 8. En dit stem ooreen met dit wat ons nou in die vorige gedeelte gelees het van die verskillende konings wat moet kom. Maar hierdie konings gaan net 'n uur lank saam met die dier regeer. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Met ander woorde, hulle gaan sê, ons volg jou, hier is alles wat ons het, hier is my land, hier is die wapentuig van my land, hier is die minerale van my land, die geld van my land, heers jy oor ons almal. En is ons nie besig om te leef in 'n wêreld waar daar soveel chaos is, dat die wêreld 'n dinamiese persoon gaan aanvaar, wat gaan kom en sê dat hy gaan vrede bring oor die hele wêreld en oor wat daar tans aan die gang is nie. Dis reeds in die 50er jare wat lid van dit was nog nie Europese Unie nie, maar die het gesê, as ons net 'n verlosser kan kry, maak nie saak of hy God of Satan is nie, ons sal hom aanbid. Ek parafraseer sy woorde, maar dit is waarop sy woorde neergekom het. En dit is goed wat ons gaan sien hier in die einde. So, hier kom slegte tye, en dit is waarvan ons nou lees. Dan kom ons by die laaste gedeelte van Openbaring 17. Hulle sal teen die lam oorlog voer, met ander woorde, hulle gaan teen Jesus Christus kom oorlog voer as hy terugkom. En die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings,
en die wat saam met hom is, geroepe en uitverkore en getrou. Met ander woorde, Jesus Christus kom terug na die aarde toe om hierdie oorwinning vir ons te bewerkstellig. Maar saam met hom kom die mense wat geroep is, wat uitverkore is en getrou is, die mense wat bly in die woord van God, en hulle is deel wat kom met hom. En die engel sê vir Johannes, ek lees die woord engel in Johannes in om net weer die verband te bring, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. En ek het in die verlede al vir u daarop gewys, as daar gepraat word van waters en veral van die see, dan is dit die heidenvolke waarvan gepraat word. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vleis eet en haar met vuur verbrand. Met ander woorde, hierdie konings wat haar tot stand gebring het, gaan dan besef hulle het 'n fout gemaak, en hulle sal dinge probeer herstel. Maar in hierdie proses wat hulle als oorgee aan haar, gaan hulle die merk van die dier ontvang. So hulle kan hulle nie meer bekeer dan op daardie tydstip nie. En nou lees ons dit hier ook, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer, en een bedoeling uit te voer. So, God het vir hulle dit in hulle harte gelê om hierdie dinge te doen. Dit is nie omdat hulle goed is, wat hulle hierdie hoer begin haat nie. Dit is omdat God dit in hulle harte gegee het om dit te doen. Ek lees weer hierdie sin van vooraf, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer, en hulle heerskappy aan die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. So, hulle het hulle heerskappy aan die antichrist en Satan gegee, tot die woorde van God volbring is. En nou kom ons, en die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Met ander woorde, daar is een sentrum wat hierdie heerskappy oor die hele aarde voer. En dit is wat hierdie vrou ook voorstel. So, Openbaring 17 het ek gesê, is die godsdienstige element, die vals profeet en dit wat daar tot stand gebring word, die vals godsdiens gaan vernietig word. En die mens self gaan dit doen, want ons het gesien aan die einde, die konings draai teen hierdie godsdiens. Nou kom ons by Openbaring 18, waar die politieke stelsel in duie gaan stort. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval het die groot Babylon, en dit het geword 'n woonplek van duiwels, en 'n versamelplek van allerhande onreine geeste, en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. In hierdie stelsel, aan die een kant is daar die godsdienstige stelsel, aan die ander kant is daar die staatsopset, waar geld 'n baie groot rol gaan speel, want jy sal nie kan koop en verkoop as jy nie die merk van die dier gekry het nie. En die mensdom gaan dit doen, sodat hulle kan deel hê in hierdie weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Met ander woorde, daar is mense, lyk my, wat op daardie tydstip nog nie die merk van die dier aanvaar het nie, wat nog gered kan word. En nou kry hulle 'n laaste waarskuwing, gaan uit daar uit, gaan uit hierdie plek uit, wat so goed lyk, want dit hou vir jou net die verderf in. Want haar sondes reik tot aan die hemel,
en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos hy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het, na mate hy sy haarself verheerlik en weelderig geleef het. Na die mate moet julle haar pynig en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as 'n koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom sal haar plaae op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Hierdie gedeelte laat my terugdink aan wat ons gelees het in Openbaring 16, die 7 skaaloordele. En ek het vir u gesê dat daardie skaaloordele vinnig kan kom. Hier word gesê, sy sê in haar hart, ek sit as koningin en is geen weduwee en droefheid sal ek nooit sien nie, daarom sal haar plaae op een dag kom. Beteken dit die 6 seeloordele is op, skaaloordele is op dieselfde dag? Ons weet nie. Dit kan wees, maar ons weet nie. Maar dit beteken dat hierdie vernietiging aan die eindtyd in 'n periode van 24 uur gaan plaasvind. Oor 'n baie kort rukkie gaan alles hier vernietig wees. Van vers 9 af lees ons, en die konings van die aarde wat met haar gehoreer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag, wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging en sê, wee jou o groot stad Babylon, o sterk stad, want in 1 uur het jou oordeel gekom. Die mensdom gaan saamtrek, en hieroor word daar ook baie bespiegel. Daar is party wat glo dat die stad Babylon herbou gaan word in die eindtyd. En dis 'n baie kort periode wat daar is om hierdie stad te herbou. En die mense glo dat daar fabelagtige skatte beloof gaan word vir alle bouers en argitekte en mense wat bereid is om te kom help om hierdie stad vir die anti-kris te bou. So die geld gaan stroom in daardie land. En dan in 'n enkele uur word daardie hele stad wat gebou is vernietig. Dit kan 'n bestaande stad ook wees. Dit kan 'n nuwe stad wees. En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopwaarde meer koop nie. Koopwaarde van goud en silwer en edelgesteentes en parels en fyn linne en purper en sy en skarlaken, en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olie en fynmeel en koring en grootvee en skape en van perde en waans en slawe en mense siele. Met ander woorde, alles wat die mens versamel om te wys hoe ryk ek is, wat ek als besit, dit alles gaan binne 'n kwessie van 'n uur vernietig word. Kan u indink daardie situasie, as die mensdom sien, dit waarin hulle lewe gewerk het, word vernietig. Maar Jesus het vir ons tydens die bergpredikasie gesê, moenie vir jou skatte bymekaar maak, waar mot of roes dit kan verniel nie. Of as ons dan kyk na hierdie gedeelte, waar dit binne 'n uur vernietig kan word deur God nie. Maar maak vir jou skatte bymekaar in die hemel, waar daar geen mot of roes is nie. Waar is jou skatte? Is jou skatte hier op aarde, waar dit kan verdwyn, waar dit tot niet kan gaan? Of is jou skat in die hemel? Is jou skat by God? Jy moet seker maak dat jou skat op die regte plek is. Anders gaan jy ook moet weeklaag as jy sien hoe alles verdwyn. Die laaste gedeelte dan van Openbaring 18 sê vir ons, en die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk. Luister mooi, die vrugte wat jou siel begeer, dit wat jy self begeer, het van jou gewyk.
en al die blinkende en skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie. Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan en uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê, wee die groot stad wat bekleed was, met fyn linne en purper en skarlaken en versier met goud, edelgesteentes en parels, omdat in 1 uur soveel rykdom verwoes is. En elke stuurman en die hele menigte op die skepe en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is soos die groot stad? Met ander woorde, wat kan hierdie ooit vervang? En hulle het stof op hulle hoofde gegooi en onder geween en weeklaag uitgeroep en gesê, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het, want dit is in 1 uur verwoes. Verbly jou oor haar, o hemel, en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. Dit is van tevore gesê, dat Jesus het dit teenoor Jerusalem ook gesê, dat die heilige apostels en profete daar doodgemaak is. Hier word dit beklemtoon. En een sterk engel het 'n klip opgetel soos 'n groot meulsteen en het in die see gegooi en gesê, so met 'n vaart sal Babylon die groot stad neergegooi word en nooit meer gevind word nie. En die stem van die siterspelers en sangers en fluitspelers en basuinblasers sal nooit meer in jou gehoor word nie, so daar's geen vrolikheid meer nie. En geen kunstenaar van enige kuns sal ooit weer in jou gevind word nie. En die geluid van die meul sal nooit meer in jou gehoor word nie, daar word nie meer kos gemaak nie. En die lig van 'n lamp sal nooit meer in jou skyn nie. En die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie, so die mens gaan nie meer kan trou en vermeerder nie, want ons is aan die einde van die wêreld, dit is die vernietiging van die wêreld. Want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. Net vinnig weer oor towery. Towery, as ons daarvan in Openbaring lees, is dit elke keer die woord in Grieks is iets amper soos pharmacia, wat die Engels pharmacy vandaan kom, en dit dui op dwelms wat gebruik word, dinge waarmee jy bedwelm word. Want deur jou dwelms het jy die nasies verlei. En hoeveel dwelms het ons nie op aarde nie? Van jou dwelmmiddels self, tot geld wat mense verblind, dat hulle net die geld wil volg. Al hierdie goed bedwelm die mens. En nou die slotuitspraak. En die bloed van die profete en heiliges is in haar gevind, en van almal wat op die aarde gedood is. So, dit bring ons by die einde van die groot verdrukking. En van volgende week af, of dit sal eintlik eers oor 2 weke wees, kom ons dan by Openbaring 19 tot 22, waar ons gaan sien hoe alles dan verander. Van hierdie val wat plaasvind, waar alles op aarde vernietig word, tot waar daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, waar 'n nuwe Jerusalem op die aarde neerdaal, waarin God gaan woon, waarin Jesus Christus gaan regeer, en ons gaan saam met hom daar wees. Het jy jou keuse al uitgeoefen, of jy jou lewe vir hom wil gee, en of jy verkies om saam met Satan in die hel te sit vir ewig? Hemelvader, ons dankie vir u woord. Here, u spreek weer eens baie hard tot ons. U wys vir ons dat dinge wat vir ons belangrik is, dit wat vir ons kosbaar is, vir u niks beteken nie. Maar Here, terselfdertyd maak u ons daarvan bewus, dat dinge wat ons so dikwels gering skat, ons skat die werk wat ons vir u doen so gering.
maar in die geringste wat ons iets vir U doen, vergader ons skatte in die hemel. O Here, help elkeen van ons, dat ons U vrug sal dra, die vrug wat in die hemel bewaar word as skatte, dat ons dit sal doen en dat ons nie op ons eie krag en op ons eie probeer om dinge te doen nie, maar dat alles wat ons sal doen, in U naam sal wees. Here, help elkeen van ons, dat ons U opdragte aan ons sal uitleef, dat ons die taak waarom U ons na die aarde gestuur het, sal volvoer. U het gesê ons moet uitgaan na alle tale, nasies, stamme en volke en die evangelie aan hulle verkondig. Here, maar laat ons dit ook in die mindere doen, dat ons dit net in ons eie omgewing doen. Hoeveel mense het ons al vertel van U, of is ons te bang om hulle te vertel? Here, help U ons, gee U ons die krag, dat ons kan doen dit waarvoor U ons op aarde geplaas het. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, ons Redder, ons Middelaar. Amen.